Welkom by die Bybel aan die Woord. In hierdie 4de voorlesing oor die opstanding van Jesus Christus en die betekenis daarvan vir ons, vertel die Bybel hoe die apostels, na die uitstorting van die Heilige Gees, die opgestane Jesus as Here en Christus verkondig het. Hy wat opgestaan het, was die een na wie se koms koning Dawid uitgesien het. Op grond van sy opstanding het Dawid geglo, sal sy eie liggaam ook lewe. Hy wat gekruisig is, het God opgewek en tot Here en Christus gemaak. Nou kom ons hoor nou wat die woord van die Here vir ons sê in Handelinge 2, vers 22 tot 36. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer, U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Tot sover uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Here ons God, bring ons tog ook so ver dat ons sal buig voor Jesus Christus as die gekruisigde en opgestane Here. Gee dat ons hom nie net sal bewonder nie, maar dat ons hom werklik in geloof sal aanbid en gehoorsaam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het na die woord van die Here. Word nou saam met ons 'n draer van die goeie nuus van Jesus Christus en deel hierdie opname met iemand vir wie dit ook moontlik iets mag beteken. Teken gerus in op Gelowig op Pad op Facebook, WhatsApp channels, YouTube, Spotify of TikTok as jy na die res van die reeks en ander boodskappe wil luister. Vrede vir jou.